Kan enigiemand vir my sê, wat is die onderwerpe vanoggend? Volharding in Jesus. Nee, ek het nou gedog is iets heeltemal anders. Daar is my hele preek weg. Jy weet, nou moet ek hierdie ding preek. Ek gaan my boekie hê vanoggend, né? Omrede. Ek het nogals baie om te sê. Is julle wakker vanoggend? En ek gaan, soos Jesus my lei, gaan ek probeer by alles uitkom, maar as ek nou ook nie, dan is dit ook alright. Maar nou moet ek hierdie ding preek, nee Nicolaas, asof ek nou 'n expert is in hierdie saak. Is dit nie? Want as jy hier voor staan, dan moet jy dan maar 'n ding of twee weet. Correct? No, of course not. Because I will never be an expert. I will always be dependent on Him that is greater than I. So, kom ons vat nou nie te lank nie, kom ons begin. Volharding in Jesus is nou die onderwerp. Nou, volharding in homself is nie iets wat uit die menslike natuur baie maklik kom nie. Is ek reg of nie? Of voel jy nie so nie? Voel jy, nee, ek is so gefokus, so gedrewe, so gemotiveerd, dat ek volhard in alles wat ek doen. Kan ek julle gou vinnig 'n voorbeeld gee? Ken julle 'n New Year's resolution? Jy weet, elke jaar in die einde van 'n ou jaar en in die begin van 'n nuwe jaar, dan skryf jy 'n klomp goed op 'n lys en jy sê, in hierdie jaar, om myself te verbeter, gaan ek A, B, C, D, en jy het 'n klomp goed wat jy neerskryf, en dan voor jy weer sien, dis Februarie, miskien as jy goed is, Maart, dan besef jy, o genigtig, ek het al klaar nie volhard in 'n klomp dinge wat op hierdie lys is nie. So dit kom nie maklik, dit kom nie natuurlik vir die mens om te volhard net uit homself uit nie. En buiten in die menslike dinge, buite in die wêreld daar buite, in my 20 jaar wat ek nou al groot geword het in die kerk en waar ek al in die bediening is, kyk, 20 jaar was ek al op die verhoog, 20 jaar aan toilette skoon gemaak, weet, die klank opgeslaan, die kerk uitgevee, die stoele uitgepak, en ek het goed gesien, en ek was altyd betrokke, en 6 jaar terug toe, roep die Here my, en hy sit my daar in Brits, voltyds in die bediening. Maar nou sien ek ook weer dieselfde ding, volharding is nie net moeilik daar buite nie, dit is net so moeilik, en dit is net soms so skaars, in die liggaam van Christus, soos dit in die wêreld daar buite is. Want weet julle hoekom? Dit is baie maklik om 'n ding te begin, want in die begin van 'n ding, dan is mens opgewonde, daar is passie, daar is ambisie, en ons sê almal ons trek saam, en dan ja, ons gaan iets vir die Here doen. Weet jy wat, snaaks genoeg, né? Ek wil en kan niks vir God doen nie, maar ek wil alles saam met hom doen. Maar nou het jy al hierdie dryf en passie en ambisie, en jy gaan hierdie nuwe ding aanpak, of dit nou 'n geestelike ding is, of dit nou 'n natuurlike ding is, en jy is gedrewe, maar dan kort voor lank, dan kom jy agter, o genigtig, this is not what I signed up for. Correct. Want of jou omstandighede draai nie uit soos jy verwag het nie, dit wat jy verwag het, dit wat jy gehoop het gebeur nie, of as dit 'n groepsprojek is, dan sê mense dinge, mense beloof goed, mense doen dinge, en dan kort voor lank besef jy, wow, maar nou weet ek nie meer of ek in hierdie bootjie wil wees nie, en you wanna give up, you want an out. Het jy al so gevoel? En dit is nie noodwendig met alles in jou lewe nie, maar daar is 'n klomp goed waar jy kan sê, dit het nou nie uitgedraai soos ek nou gehoop het of verwag het nie. En so 'n paar weke terug, ek praat met Jesus en ek vra vir hom hierdie vraag, en ek dink spesifiek aan Noag in Genesis 6. Nou, ons almal ken die storie, ek wil nou regtig 'n bietjie spoed vang, anders gaan ons na 11 nog hier sit. En dan gaan 'n paar mense se hoender wat in die oond lê, gaan hy droog raak. So, nou praat ek met God oor hierdie saak, en ek dink spesifiek aan Noag, en in Genesis 6 dan sê die Here dat God het berou gehad dat hy die mens gemaak het. Nommer 1, baie belangrike ding, dis nou maar net 'n footnote. God never makes peace with sin. And neither should you and I. Maar nou sit ek en ek dink aan hierdie storie, en God verander sy plan, en hy kry vir Noag, en hy deel met Noag wat hy wil doen, en hy gee vir hom
al die informasie en hy gee hom 'n opdrag, ek wil hê jy moet 'n ark bou want ek gaan reën stuur. Nou, hier is nogals 'n baie interessante ding. Ek weet nie of die Here vir hom gesê het en verduidelik het wat reën is nie, maar tot op met daai punt het dit nog nooit gereën nie. So hy vertrou nou vir God vir iets wat hy self nog nooit gesien het nie. En die Bybel is ook nie baie duidelik oor die tydlyn en hoe lank dit gevat het nie, maar ek het nou 'n bietjie ondersoek gedoen en ek het bietjie gegoogel. Volgens die experts sê hulle plus minus 50 tot 75 jaar het dit Noag gevat om die ark te bou. En hy bou hierdie ark in die midde van soveel weerstand, soveel teenkanting, almal om hom is boos, almal om hom lewe in sonde, almal om hom spot hom, sê hy is 'n lafaard, sê hy is mal in sy kop, sê waarmee is jy besig en hulle lag vir hom en ek vra vir die Here, hoe is dit moontlik dat hierdie ou, want as ek aan myself dink, jy weet, en ons almal is so, ons kry 'n woord uit die woord van God uit, ons kry 'n profetiese woord, wat ook al dit mag wees, 'n paar weke gaan verby, 'n paar maande of 'n jaar en dan werk die dinge nie uit soos ek verwag het nie, en dan sê ek vir myself, dan raak ek kwaad vir God, dan raak ek kwaad vir myself, of ek raak kwaad vir mense, want ek is teleurgesteld, want dinge het nie uitgewerk soos ek verwag het nie. Do not wait for your circumstances to change before you are willing to change your heart and your attitude. En nou kan jy nog verder gaan, dink aan enigiemand, dink aan Dawid, hy word al klaar gesalf as die koning. Hoeveel jaar het dit hom gevat voordat hy koning geword het? En toe hy koning geword het, toe hy nog nie eers koning van Israel nie, toe hy eers koning van Juda, en toe nog 'n paar jaar later, toe word hy eers koning van Israel. Dink aan Josef, hy kry hierdie incredible droom, hy kry hierdie incredible belofte van God se plan oor hoe hy saam met Josef 'n verlossing wil bring met die hongersnood wat gaan kom. Maar hoeveel jaar, en toe van daar af, toe word hy verwerp deur sy eie broers, en hy word verkoop as 'n slaaf. How low can you go? En net wanneer hy gedink het, hy kan nie laer gaan nie, dan word hy vals beskuldig, en hy gaan tronk toe. En dit vat hom jare om te kom by die belofte. Maar dan hier is ek. En ek vra vir die Here, hoe kry, en daar's so baie ander voorbeelde, Paulus, Petrus, Daniel, David, many of them to the point of, I am willing to die for this, persevered because of their faith. En ek vra vir die Here, hoe kry hulle dit reg, om so te volhard, wanneer ek soms so voel, weet ek, en dit wat U vir my beloof het, of ek dink hy het dit vir my beloof, of dit wat ek lees in die woord, sien ek nie altyd nie, en dan raak ek ongeduldig, dan raak ek hardkoppig, en dan neem ek aanstoot. En die Here sê vir my dit, hulle het nie volhard, ten spyte van die weerstand, die teenkanting, the trials and the tribulations nie. It was because of, dit was as gevolg van die weerstand dat hulle volhard het. Want in Jakobus 1 vers 2, jy kan hom sommer op die bord sit, ek gaan 'n paar verse noem, 'n paar van hulle gaan ek nou nie opsit nie, ek gaan maar 'n bietjie spoed vang, maar ek sal hulle nog steeds vir jou gee. Consider it pure joy. Nie halwe vreugde, fake vreugde, pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind, nie een nie, nie twee nie, many kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Die New King James sê patience. So met ander woorde, it is not because, or they persevered regardless of the hardships and the difficulties and the trials and the tribulations, they persevered because of that. Want dit is as gevolg van die moeilike tye, dit is as gevolg van die ding waardeur jy nou gaan, dit wat teen jou kom, die weerstand wat jy beleef, die antwoord wat jy nie het nie, dit is as gevolg van daai goed, as jy dit reg interpreteer, dat dit jou sal skerp maak, en dat dit jou sal volharding leer. Weet julle hoekom? Resistance will introduce you to the friend
and the enemy of perseverance. Nou, voor ek nou daarby uitkom, voor ek nou vir julle sê wat is die vriend en wat is die vyand van volharding, gou 2 belangrike punte wat ek net wil highlight. Want primêr in jou lewe gaan jy weerstand ontmoet of weerstand beleef in 2 plekke in jou lewe. Nommer 1 in jou omstandighede en dan nommer 2 in jou verhoudings. You will experience trials, tribulations, resistance, soos ek gesê het primêr, okay, want jy kry ook 'n ander tipe weerstand, dat wanneer ek trots is, dan weerstaan God my. Maar daai is 'n preek vir 'n ander dag. You will experience resistance in your circumstances and in your relationships. En dit is belangrik, kind van God, dat ons weet en kan bepaal en kan interpreteer die vyand agter as ook die doel van hierdie weerstand, want as ek dit nie reg interpreteer nie, dan gaan dit wat teen my kom, dit wat God in plek gesit het om vir my en jou skerp te maak, en dit sluit mense in, dit sluit kinders van God in. Hoekom? Want in Spreuke 27 vers 7 sê hy, yster, dit is 27, laat ek net seker wat voor ek 27 vers 17, sê hy, yster slyp yster. So it includes people that God places in our lives om ons skerp te maak, en as ons dit nie kan identifiseer en dit kan verstaan nie, dan gaan dit wat God in plek gesit het om vir my en jou skerp te maak, dan gaan dit ons seer maak, dan gaan dit ons laat verwerping beleef, dan gaan dit ons laat lei na bitterheid toe, dan gaan dit ons laat aanstoot vat. Gou vinnig. Dit was nie oorspronklik deel van die preek nie, maar te dank aan my broeder daar, het die Here my remind om dit in te sit. Hier is eintlik baie belangrik. Jy kry 2 tipe aanstoot. Jy kry aanstoot van God, en hoor ek verander nou my woorde, en dan kry jy aanstoot deur mense. So terwyl ons nou gevindig op die onderwerp van aanstoot is. Want Jesus sê in 1 Petrus 2 vers 8, dat hy is die rots van aanstoot en die steen van struikeling. You know why God offends people? Because it shows you where you still want to be in control. En waar jy nog wil heers, en waar jy nog, en weet julle wat nee, the funny thing about control is, control belongs to the sovereign one. Because when God made man, he gave man dominion, not control. Toe God die mens gemaak het, toe gee hy vir die mens heerskappy en nie beheer nie, and if you take anything that does not belong to you, you must understand that at any moment, at any point, it can be taken back. So beheer is eintlik 'n illusie. Ek meen, Gerard, jy het so min beheer. Kyk, ons dink, ons sê vir onsself ons is in beheer, maar jy het so min beheer, Gerard, jy kan nie eers bepaal of jy môre betyds by die werk gaan wees nie. Want jy kan verslaap, jou kinders kan jou laat maak, jou kar kan nie start nie, jou hekmotor kan breek, dan kan jy nie hek opmaak nie, jy kan 'n papwiel kry, nou nie in daling nie, maar jy kan traffic slaan. So kan jy sien, even met die kleinste dinge, dink ons het beheer, maar eintlik het ons nie beheer nie, because it doesn't belong to man, God never gave it to us. En die rede, hoekom God ons aanstoot gee. Want aanstoot, wanneer ons dan onderdanig is, aanstoot van God af. Julle luister so mooi vanoggend, weet julle dit? Julle sit so soet en so stil. Offense from God will cause you to be vulnerable, which leads to honesty before Him. And honesty before God is holy ground. Maar wanneer dit deur mense kom en ons verstaan dit nie, want wat sê die woord in Efesiërs 6 vers 12? Ons kan hom gou vinnig lees. Die woord sê, en ons almal weet dit, maar nog steeds doen ons dit nie, nog steeds, weet julle wat nie, hoor gou vinnig hierdie, ek het al gesien hoe mense aanstoot neem, of die woord van God verwerp, as gevolg van die persoon deur wie dit kom.
Kan julle dit glo, dat ons so dink, dat wanneer God met my praat, uit sy woord uit, maar nou kom dit deur Wilhelm, en ek en Wilhelm het 'n ding aan, nou gaan ek, wie is jy om vir my te sê, wat die woord van God sê? Maar wie is ek om te dink, dat ek nie die woord van God wil aanvaar, en vat, en onderdanig wees aan nie? En in Efesiërs 6 vers 12, en hy sê baie dieselfde ding in 2 Korintiërs 10 vers 3, maar ons gaan nou nie daartoe gaan nie. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. En in Korintiërs sê hy ook, die wapens van ons oorlogvoering is nie vleeslik nie, maar dit is geestelik. So, hier kom die mens teen ons, en ons identifiseer nie dat daar is 'n vyand agter dit nie, en ons neem aanstoot, ons kry seer, ons maak seer, ons doen ons dinge, ons lewe in ongehoorsaamheid, en weet julle nie, voor ek nou daar gaan, ek ken mense, en dit is vir my so hartseer, ek ken mense, dan vra ek vir hulle, wanneer laas het jy met jou pa, of jou broer, of jou seun gepraat? Dan sê hulle vir my 15, 20 jaar terug, dan sit ek en dan wonder ek by myself en sê ek soos, Here, how can this be? Want as ek voor Jesus staan en ek is in sy teenwoordigheid, dan van die eerste goed wat hy altyd vir my sê is, Nathan, sorteer jou hart uit. En dan sê ek soos, Here, praat u nie met ander mense soos u met my praat nie. Dan wonder ek, hoe hoor ons en hoe onderdanig is ons aan die woord van God? If you take offense that comes through people, then you become a whole different kind of vulnerable. Want uit aanstoot kom wegstoot. Dan begin jy God wegstoot, dan begin jy mense wegstoot, en dan, wat sê hy in Petrus 5 vers 8, in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en wees wakker, want die vyand, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. Nou vra ek vir jou, Nicolaas, hoe jag 'n leeu? Hy bring verwarring in die trop, en dan wag hy vir die een wat homself skei, en dan wanneer daai een homself geskei is, dan gaan hy vir hom. When you take offense and you separate yourself from the body of Christ, you are the one that are vulnerable for the attacks of the enemy. En dan begin ons beklei onder mekaar. Listen, the only thing in people that can offend you, it's not indifference and it is not weakness, it is sin. And when that offends you, you don't put it on the person. Met ander woorde, wat dit beteken is, jy lei dan daai persoon, you bring them to repentance and you lead them back to Christ, so that they can grow out of that. That's the only thing in people that can and should offend you. Ja, en ons oordeel mekaar, en ons kry seer, en ons maak seer, en ons neem aanstoot, en ons sukkel om te vergewe. Maar wat sê die woord van God? Hoe minag, jy weet, ons almal lees die woord van God, ons almal weet wat soveel van hierdie verse sê, maar ons sit ons eie terms and conditions by. Maar laat ek nou nie 'n stap skiep nie. When you take offense, and you live in unforgiveness, and you carry bitterness, en jy het kwaad, en wat ook al in jou hart, trots, oordeel, wat ook al dit mag wees, dan beklei jy teen een van die mooiste en grootste geskenke wat Jesus vir my en jou gegee het, naamlik die liggaam. Kan jy sien dat die mense wat hier sit vanoggend is 'n geskenk wat vir my en jou gegee is? Is nie die mees belangrikste nie, maar is een van die belangrikste. Nou, in verhoudings moet jy die vyand kan identifiseer. Maar in jou omstandighede moet jy die doel kan sien, agter dit. Jo, die Here wys my iets so powerful hierdie week. Laat ek dit vir julle so vra. Let me ask it in a different way. In your circumstances, wie van julle gaan nou deur ietsie moeilik? En onthou soos die Bybel gesê het, daar's baie. Inteendeel, ek dink daar's altyd iewers iets. Want dit kan goed gaan by die werk, maar dan gaan dit sleg met jou gesondheid. Of dit kan goed gaan met jou gesondheid, maar dan gaan dit sleg met jou verhoudings. Of dit kan goed gaan met jou verhoudings, maar dan gaan dit dalk noodwendig nie goed met jou finansies nie. Always, somewhere in life, something
feels like it's a little bit out of place. Het julle al so gevoel? Wie van julle gaan nou deur 'n moeilike tyd? Niemand nie. Okay, maar kom ons sluit dan af, we gaan ons huis toe. Okay, Isolde gaan deur 'n moeilike tyd. Hou hom vas, nee? Hou hom vas, dink aan. Nou vra ek jou hierdie vraag, laat ek dit so vra. In your trials and in your tribulations and in your hardships, when is God glorified first? Is dit wanneer jy die antwoord kry en jy weet wat om te doen? Of is dit wanneer jy die deurbraak kry? Is dit wanneer die genesing plaasvind? Is dit dalk wanneer jy dit gekry het en jy deel die testimony? Hoor nou sê hulle all the time, hulle is nou weer te slim vir my. I want to show you something. Die Here vat my die week, hy vat my na Spreuke 25 vers 2 toe. En ons gaan nou nie, dit is nou nie op die bord nie, maar dit sê hierdie, it is the glory of God to conceal a matter, and it is the glory of kings to seek out or to search such a matter. En ek vra vir die Here, hoekom deel u nou hierdie met my? Wat beteken dit? En toe net daarna, toe lees Riekert 2 Korintiërs, dat ek net die regte ene kry hierso. 2 Korintiërs 4 vers 6. En die Here begin toe met my praat en hy wys vir my, want hierdie is baie belangrik, kind van God, om te verstaan wat is die doel oor hoekom daar altyd iewers in jou lewe 'n challenge, moeilike omstandighede of iets is wat jy nie verstaan nie. En for it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So kan julle sien dat jou omstandighede, die antwoord waarvoor jy bid, dit wat jy soek, dit wat jy voor God vertrou, die deurbraak, die genesing, die antwoord, wat ook al het mag wees, vat God en hy steek dit weg in sy seun, want hy wil hê ons moet begin besef dat ons moet nie hom soek vir wat hy kan doen nie. You don't seek Jesus because of what he can do for you. You seek him because of who he is. En hy steek dit weg en dit is ook hoekom God baie keer stil voel. Hy is nie stil nie, maar hy voel stil. Kan ek julle sê hoekom? Because God, is jou antwoord, is not interested in what you want to know. He is interested in what you want to know about him. Dit klink nou so eenvoudig om dit so te sê, maar weet julle wat se diep openbaring is dit om dit te besef, dat alles waardeur jy gaan, steek hy weg in sy seun, sodat jou perspektief en jou soektog kan verander, sodat jy begin nie meer soek na 'n antwoord, na 'n deurbraak, na die belofte, na die genesing nie, maar dat jy begin soek na sy seun, Jesus Christus. So hy steek dit weg in homself, of in sy seun. En dan wanneer jy sy seun ontmoet, of 'n openbaring kry van hom, want in Johannes, is dit nou 14 of is dit 15? In Johannes 15 vers 4 sê hy, ek is die ware wynstok. Those that abide in me, and I in them, will bear much fruit. En ons almal ken die res van die vers, waar hy sê, die wat nie vrug dra nie, sny hy af, en die wat vrug dra, snoei hy, sodat hulle meer vrug kan dra. So wanneer jy dan God ontdek, in jou omstandighede, en hierdie deel is in bold capital letters, ten spyte van die uitkoms, kan jy God sien in jou omstandighede, regardless of whether or not you get what you think you want and need. Ten spyte van dit. En dan begin jy vrug dra. Dan begin jy vreugde, vrede, blydskap, liefde, as dit nou 'n verhoudingsding is, wat ook al dit mag wees, dan begin jy dit beleef en ervaar, ten spyte van die uitweg, en dan 'n bietjie later in dieselfde hoofstuk, Johannes 15 vers 8. 15 vers 8, ek dink ek het hom vir jou gegee. Ek wil gou julle moet hierdie sien. Because this is where God is glorified first in your circumstances. By this my Father, wat staan daar? Is glorified that you bear much fruit. Hier is ook die mate
van iemand wat regtig saam met Jesus wandel. Kan ek jou, want ons almal dink, het jy gehoor, het jy gesien hoe bid hierdie ou, en wanneer daai ou bid, dan weet, val die stoele sommer om, never mind die mense. Jy weet, as jy wil sien of iemand werklik vir Jesus ontmoet het in sy omstandighede, dan kyk jy nie na die deurbraak nie, jy kyk nie na die belofte wat waar word nie, jy kyk nie na die genesing nie, you don't look at the gifts of the Holy Spirit, jy kyk na die karakter, jy kyk na die vrug wat hy dra, want dit sal getuig of hierdie ou God ontdek het in hy saak. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Dis powerful. Is maklik om dit te verstaan. Maar môre kom en dan sê ek, Here, nou, wat nou? Voel julle ook soms so? Ek wil gou vinnig ietsie sê, een laaste voetnota, en dan gaan ons kom by die vriend en die vyand van volharding. Hier is nog alles nie die inleiding. Hoe laat is dit? Het julle al gehoor, ek weet nie of julle al gehoor het, my pa dit sê nie, maar hy sê dit baie, ek het hom al baie gehoor het, hy sê, hy ken baie Christene, they are saved, but they're not satisfied. Julle al gehoor, ek weet nie of julle al gehoor het, hy dit sê nie. Can I tell you what it means to be satisfied? Want jy gaan agterkom op hierdie aarde, as jy die lewe, soos almal van ons, niks op hierdie aarde kan jou werklik satisfy nie, kan jou werklik gelukkig maak, of versadig maak nie. Want dit wat jy dink jy nodig het, hou hom gou vinnig vas daar in jou kop. Jy weet, as ek net skuldvry kan wees, of as ek hierdie kar kan ry, of as ek in daai huis kan bly, of as ek hierdie ou of hierdie vrou kan trou, wat ook al dit mag wees, wat jy dink jy nodig het, wat jy dink jou gaan gelukkig maak, kry jy dit, paar maande later of 'n jaar later besef jy, genigtig, maar ek is nog steeds so onvervuld soos wat ek was voor ek dit gehad het. It's the truth. Want daar was al 'n paar dinge wat ek gedink het, as ek hierdie ding kan kry, dan sal ek nou, nice, dis nou wie ek is. En dan kry ek dit, en dan kom ek agter 'n paar maande later, as ek sê, I still feel very, very empty. Die Here vat my een hand, hier is baie, baie powerful. Ek praat met die Here, en my hart is seer. Want daar's 'n paar mense wat skinder oor my, nou in hierdie saak. En ek praat met God, en ek huil voor hom, en ek sê vir die Here, hierdie is baie, baie, baie onregverdig. Want u weet, tussen my en u weet, hierdie is nie die waarheid nie, wat hulle sê, this is a lie, en die Here in daai oomblik, in daai tyd, in daai omstandighede, gee die Here my ook nie die geleentheid om myself te verdedig nie. Hy sê, jy bly stil. Nou, I'm dead serious. Sê vir my, jy sê nie 'n woord nie. En as 'n paar mense wat goeie sê, en dan hoor ek dit deur ander mense wat ek ken, en dan nie net dit nie, dan sê hulle dit ook om die ander, they're trying to give their offense to that other person as well. En ek huil voor God, en ek sê, Here, this is not fair, this is not right, this is not just, this is not righteous. En weet jy wat sê die Here te vir my? Galasiërs 6, vers 7. Do not be deceived. God is not mocked. What you sow, you will reap. En die Here sê toe vir my daai aand, hy sê vir my, Nathan, as jy skinder saai, gaan jy skinder maai. As jy onvergifnis saai, gaan jy onvergifnis maai. En hy sê toe vir my, ek worry nie, Nathan, die skinder wat jy saai, of dit regverdig is, en of dit waarheid is nie. If you sow that seed, you will eat of that harvest. This is what it means to truly be satisfied, is when you eat of the good fruit that you sow in your life. Wanneer jy liefde saai en liefde maai, wanneer jy vergifnis saai en vergifnis maai, wanneer jy lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, when you sow of the good fruit that God or that Jesus produces in your life, and you eat of that, you reap of that out, that is what it means to be satisfied. As a child of God. Ja, ek preek beter as wat julle reageer. Die vyand van volharding. Kom ons kom daarby uit. It's the illusion of many options. En die rede hoekom ek sê illusion of illusie, want die waarheid is, kind van God, as ek
Jesus liefhet, en as ek Jesus dien, en ek is onderdanig aan sy gesag, dan het ek nie die reg om sekere dinge te kies in my lewe nie. Ek kan nie vandag kies, vandag wil ek vergewe, maar môre wil ek nie vergewe nie. Vandag wil ek kerk toe gaan. Nou, hoor my gou mooi, ek gaan 'n paar voorbeelde gee, want dis prakties, en ons kan dit sien, en ons kan relate daarna, maar dit is baie meer as net die paar voorbeelde wat ek gee. But I cannot choose whether or not I want to forgive today, of ek wil kerk toe gaan, of ek wil saai of nie. En dan wanneer ek praat van saai, net gou vinnig op hy, nog 'n voetnoot. When I'm talking about sowing, I'm not talking about money only. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die woord van God te saai. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die vrug van die Gees te saai. Ons het 'n verantwoordelikheid met daai goeders ook. Is baie meer as net geld. Maar ons almal doen dit, is dit nie? Nee, ek sal daai ou vergewe as hy my kom om vergifnis vra. Nee, ek sal kerk toe gaan wanneer dit en dat en daai ou dit doen en die ou dit doen, of het jy al van hierdie goed gehoor? Ek gaan nou 'n paar voorbeelde, dis nou niemand wat dit hier gesê het nie, maar ek sal dit ook sê, it's also nothing that I've never heard before. Nee, ek gaan nie meer kerk, weet julle wat se leer wat die vyand vir die mense gee? Want as jy nie jou gedagtes opgemaak het, dat Jesus Here is in jou lewe, en jy is onderdanig aan hom nie, dan gaan die vyand altyd 100 redes en verskonings na jou toe bring, soos 'n platter, hy gaan dit na jou toe bring, to justify your reason, or your excuse, or to justify your actions. Wat ek het reg sê. Hier is ene, jy al hierheen gehoor, ek gaan nie meer kerk toe nie, want die mense in die kerk skinder, die mense in die kerk oordeel, die mense in die kerk doen dit en dat, en wat ook al dit mag wees. Dan dink ek by myself, so jy glo ook die leuen van die duiwel. Want dis nie 'n kerkmense ding nie, dis 'n mense ding. Want word jy nie geoordeel as jy winkel toe gaan nie? Dink jy nie jy word geoordeel en gebeskinder en gedit en gedat as jy werk toe gaan nie? It's not a church people thing, it's a people thing. Don't let the enemy play target practice with your mind. But he does that when you in your mind is not made up. Nee, ek sal dit doen wanneer dit gunstig is vir my. My mind is nie opgemaak nie. En dan so op die onderwerp van volharding in dieselfde hoofstuk, wat sê Paulus verder, wanneer hy praat in Jakobus 1, van vers 6 af. Nou die hele ding gaan nou bietjie aan, ek gaan hom net so bietjie vinnig vir julle fast forward. Hy sê dat, weet, that you will get perseverance, en wanneer die patience, sy volmaakte werk in jou voltooi het, so that you lack nothing, en dan sê hy, die van julle wat tekortkom het, vra vir God vir wysheid, en dan moenie vra sonder twyfel nie, want wanneer jy twyfel, is jy soos die golwe van die see, wat rondgegooi word deur die wind, en dan gaan hy aan, en hy eindig af by vers 8, sê hy dit, en so type persoon wat dubbelhartig is, double-minded is unstable in all his ways. Dan val jy in die wil van God, dan val jy uit die wil van God. Dan wil jy vergewe, dan wil jy nie vergewe nie. Dan wil jy oordeel, dan wil jy nie oordeel nie. Dan is dit okay om te skinder, dan is dit nie okay om te skinder nie. Kan jy dan sien, in alles wat jy doen, kan jy nie volhard nie, want jy het nog nie jou gedagtewêreld opgemaak nie, because you are still holding on to the options that is presented to you. As jy baie opsies het, gaan jy nooit gestrek word verby die limite van jou eie gemaksone nie. Because it is comforting for the flesh to have many options. Daai deel waar hy sê, jy is dan soos die golwe van die see. If my mind is not made up, that Jesus is Lord, and I serve Him, regardless of my circumstances, regardless of what people say, I will forgive. Regardless, if my mind's not made up on that one fact. But obviously, soos ons almal weet, goes without saying, it's not our fruit, so you cannot produce that without abiding. Okay? Dis die belangrikste ding. But if my mind's not made up, dan is jy soos die golwe van die see. Jou wêreld gaan gebeheer en gedomineer word deur dit wat ekstern is. Soos ek in die begin ook gesê het, moenie wag vir jou omstandighede om te verander voor jy verander nie. Because if your breakthrough, Nicholas, starts on the outside, it cannot be sustained. Want met watse hart gaan jy dan dit onderhou wat God jou gee?
Kom ons kyk, waar is ek? Op die verhoog. Julle almal is so ernstig. Smaal net gou vinnig vir die persoon langs jou. As ek vashou aan daai opsies, and if my mind is not made up, of laat ek dit die ander way om sê, if my mind is made up, then I will stop looking for excuses, but I will look for the solution. Kom ek gee julle gou 'n voorbeeld. Simone, gaan jy volgende Sondag by die kerk wees? Okay, God willing, sê sy nou. Sy is nou baie nederig. Dit is waar, God willing, maar ja, dit is 'n ja, né? Korrek. Okay, great. Hoekom? Hoekom gaan jy daar wees? Want jy klaar, buite nou dat jy verantwoordelikheid het, maar kom ons sê jy sing nie, maar jou mind's opgemaak. As ek nie my mind opgemaak het nie, dan deur die week gaan al daai verskonings opbou. Die duiwel gaan jou herinner aan iemand wat op jou stoel gesit het, die duiwel gaan jou, weet, iemand vra my eendag, hoorie so Nathan, hoekom speel jy dromme in die kerk? En ek gaan na die auto, ek sê vir hom, hoorie so, dis hoekom ek dromme speel, want sien jy hierdie seat, niemand kan op hom sit nie, dis myne. Maar dis regtig so, nee, ek gaan nie meer kerk toe nie, want dis te warm in die kerk, of dan sing ons te veel liedjies, dan sing ons te min liedjies, dan sing ons te veel nuwe liedjies, dan sing ons te veel ou liedjies, of nee, hierdie week was te moeilik, ek het nie lekker geslaap gisterand nie, of het reën. Dis regtig so. Julle sal dalk nou nie weet nie, maar ek het al hierdie verskonings al gehoor, elke liewe een en soveel meer. Nee, laat ek nie daar gaan nie, amper gee ek julle 'n ridiculous verskoning wat iemand my al gegee het. Hulle is nie net gaan, hulle doen nie meer kerk toe nie, hulle gaan uit die kerk uit as gevolg van dit. Ek speel een Sondag met 'n kort broek. Maar ek meen, daar's 'n hele dromstel voor my. Jy kan niks. Hulle sê toe, hulle kon my onderbroek sien. Soms vra ek myself dit. Hoe vlak is my oortuiging en openbaring van Jesus Christus? As ek sulke goed sê en doen, en ek verstaan nie, dat nie teenoor mense nie, maar teenoor hom is ek verantwoordelik. Okay, ek het nou heeltemal van die wal afgeval in die sloot en hierso. Dan sal jy altyd die oplossing soek. Isabella, wat is die oplossing? Dis Jesus. Hy is en sal altyd die oplossing bly. Wanneer jy jou gedagtes opgemaak het, gee nie om wat gebeur deur die week nie, gee nie om wat mense van jou sê nie, en glo vir my, dit gaan nie altyd maklik wees nie, en dit gaan jou alles kos. Maar dan daar waar dit moeilik is, want hy is altyd die antwoord, dan vra ek hom om my te help. I do not have the luxury to choose whether or not I wanted to forgive those people. Ek het voor God gehuil en ek het vir hom gesê, Here, dit is nie vir my lekker nie, dit is nie vir my maklik nie, maar ek kan nie bekostig om hier te bly nie. Help my om daar te kom, sodat ek hulle kan vryspreek, sodat ek hulle kan vergewe. En ek soek toe die oplossing, en voor ek weer sien, deur die hulp van sy Gees, toe gee hy my 'n dieper openbaring van homself, toe raak dit makliker om hulle te vergewe. Okay, ek maak amper klaar, hoe laat is dit? Ag, is nog baie tyd. Jene. Kom ons trek al die verse uit wat ek wou. Die vriend van volharding. Wat dink julle is dit? Ons het mos nou 'n bietjie tyd. Wat dink julle is die vriend van volharding? Kom ek vra dit so, né? Hoekom kan meeste mense volhard by die werk? Want meeste mense se omstandighede is ook nie baie, it's also not very good at work, right? Is ook nie baie, kom kry ek nou nie die Afrikaanse woord nie, maar gunstig vir hulle nie. Is ook nie baie gunstig vir hulle nie, korrek? Want dan
Betaal jou baas jou laat en die ouens bo jou is dalk 'n klomp peanuts en die ouens onder is nog erger wat onder jou werk en wat ook al dit mag wees, daar's altyd 'n klomp redes. It's never favorable for you at work either. En ons kla daaroor, ons moan daaroor, maar op dieselfde tyd, maandag tot vrydag, elke dag, elke oggend, sonder sukkel, is jy by die werk. Hoe kry jy dit reg om dit te doen? Maar iemand moet net ietsie doen by die kerk, dan is dit tickets, papie, dan daar gat ek. Of iemand moet net dit sê, jy het nou dit, ek sal dit teen jou hou, tot die dag wat ek sterf. It's what we do. Ons sit terms and conditions by God se woord, met geen vreesing, met geen openbaring, dat hy is die lewendige God, en ek is nie God nie, hy dien nie my nie, ek dien hom, en ek is onderdanig aan hom. Maar anyways, hoe kry ons dit reg by die werk? En ek sal julle gou vinnig sê, it is not money. Dis nie geld wat jou dryf om elke dag werk toe te gaan nie. Ja, maar is nou so stil. Kan ek julle sê wat die vriend van volharding is? It is a sense of responsibility. Because responsibility eliminates options. Gerard, jy het nie 'n keuse of jy kan kies, môre gaan ek werk toe of nie, want jy het 'n verantwoordelikheid om kos op die tafel te sit, om jou kar af te betaal, om jou huis af te betaal, om die internet en die dit en die dat en al die klomp dinge. You have a responsibility to pay and to provide, en om al hierdie dinge na te kom. So as gevolg van dit, het jy nie you do not have the luxury to choose whether or not you go to work, want die vriend van volharding it is responsibility or a sense of responsibility. So ons doen al hierdie dinge en ons kan volhard daarin, want ons het 'n verantwoordelikheid om na te kom in die natuurlike, ek moet voorsien. Korrek. Ek gaan net een vers lees. Johannes 14 vers 15. Maar daar is so baie. Daar's nou nie tyd om hulle almal uit te wys nie. En dis ook nie die enigste of die eerste keer waar Jesus dit sê nie, maar hy sê dit, if you love me, keep my commandments. As jy my liefhet, dan moet jy doen wat ek sê. En dit is volop in die woord van God, waar Jesus dit sê. So as ek, kan jy sien die solde, as ek sê, ek is lief vir Jesus, en ek dien hom, en ek is onderdanig aan hom, kan ek sien, dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid, om hom dan te gehoorsaam. Soos jy 'n verantwoordelikheid het, om te voorsien in jou wêreld, so ook, of ewen nie, definitief meer, het jy 'n verantwoordelikheid, kind van God, om aan God na te kom, om by sy voete te gaan sit, en uit daai plek uit, om hom te gehoorsaam. Maar ons verstaan dit nie, as 'n verantwoordelikheid nie. Ons dink dit is 'n byproduct. God is net 'n deel van my lewe. Hy is in hierdie boksie, op Sondag en op Maandag of Dinsdag by die sel. Dit is waar God is. Die res van die tyd doen ek my mense ding, lewe ek my lewe, en ek doen en sê wat ek wil, soos dit my pas, maar ek sit God net een kant, want ek verstaan nie die verantwoordelikheid nie, en dan wonder ek, hoekom ek nie kan volhard in die dinge wat God aan my toevertrou nie. Wêreldstatistiek, minder as 20% van kinders van God lees hulle woord meer as 3 keer 'n week. Dan wonder ons, hoekom verstaan ons nie wat die woord van God sê nie? Hoekom breek ons nie deur in dinge wat intern is, en ons kry nie die werklike openbaring van wie Jesus is nie? Because we do not take up our responsibility to abide in him. Om in hom te wandel. Ons het 'n verantwoordelikheid, meer as die verantwoordelikheid wat jy het, om by die werk uit te kom. Het jy die verantwoordelikheid te nou, om vandag by Jesus se voete te sit, en uit daai plek uit, om hom te gehoorsaam. Dit is ook wat dit beteken, om geestelik volwasse te wees. Want 'n kind verstaan nie verantwoordelikheid nie. 'n kind het ook nie verantwoordelikheid nie. Behalwe dalk hy bietjie van hy moet sy huiswerk doen, en sy bed opmaak, en wat ook al dit nou, maar is nie enigiets wat sy wêreld gaan skud nie. To be spiritually mature means you take and you understand and you take ownership of your responsibility to abide in him, and out of that to bear fruit, and then to obey what his word says.
En ek gaan nou afsluit en ek gaan nou land met hierdie. Want ek kan nie vir julle sê julle het 'n verantwoordelikheid, maar ek sê nie vir julle wat dit is nie. Korrek. Hoe ek het altyd aan mense verduidelik is so. 2 dinge wat ons verantwoordelikheid is, wat ons het. Nommer 1, die wil van God vir jou lewe. En dan nommer 2, die roeping van God op jou lewe. Het is 2 verskillende goed. They're very different. En die een kom altyd, die wil van God kom altyd eerste. Want as jy die 2 omdraai, wat baie mense 'n gewoonte het of 'n geneiging het om te doen, dan sal jy altyd seer maak en seer kry. Die wil van God kom altyd eerste, want dis uit die wil van God waar die roeping van God op my lewe vloei. En die wil van God is 2 dinge en 2 dinge alleen. Nothing more, nothing less. Dit sal altyd hierdie 2 dinge bly. Die eerste een, mees belangrikste. It is the will of God that we have fellowship and intimacy and relationship with Jesus Christ. And when I say intimacy, you know what that means? That means undivided attention. Dit beteken nie, jy kan jou aanbidding musiek aansit in die oggend en jy's besig om jou hare te doen en jou tande te borsel en jou koffie te maak en kos vir die kinders reg te kry. Moenie dit ophou doen nie. Dis great, but don't be deceived. That is not intimacy. Jy moet tyd maak, tyd uitsit vir die lewendige God, vir die een wat my en jou geskape het. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit na te kom. En as jy dit verstaan, dan is dit nie 'n elke nou en dan ding nie. Dan word dit die belangrikste ding. Ja, Rickert sê dit so mooi. Jesus eerste, alles vir altyd. Dan word dit die belangrikste ding. Ek sê altyd vir mense dit, ek sê, jy het vandag net een ding wat jy moet doen. Jy moet 'n koneksie maak met Jesus. En dan is die tweede een. Is nie so belangrik nie, maar baie mense weet nie van dit nie. Weet jy wat die tweede ding wat die wil van God is vir jou lewe? It is the condition of my heart. Dit is nie die wil van God dat ek loop met onvergifnis, met trots, met oordeel, met aanstoot, met bitterheid, met haat, met wat ook al. It is the will of God that my heart and my life produces fruit. Dat our liefde, obviously out of the abiding comes the fruit. Maar het is die wil van God dat liefde deur my lewe vloei, dat selfbeheersing, dat lankmoedigheid, sagmoedigheid, vrede, vreugde, dat dit deur my lewe vloei of in my lewe is. That is the will of God. En nou kom ons by die volgende punt. Daai een is altyd eerste. Sonder hom kan jy aan nie bestaan nie. Roeping van God op jou lewe. Nou hierdie is nog ons 'n triekie een, want, en ek het 'n way, hoe ek het sê, wat ek nog nooit by iemand gehoor het nie, iets wat die Here aan my geopenbaar het, en dit maak vir my baie sin. As ek verkeerd is, dan sê vir my, okay? Sê vir my. Maar, dis iets wat baie mense nie verstaan nie, want as ek mense so in 'n groep vra en ek sê vir hulle, hoor eens, of wie van julle weet waarvoor julle geroep is, dan is daar, kom ons sê, argument, want daar 50% steek hulle hande op. En dan as ek dit 'n stap verder vat en ek sê vir hulle, okay, so nou, wat moet jy doen? En dan gaan daar nog hande af. Dan kom ek agter, maar min mense weet eintlik wat hulle geroep is om te doen. Kan ek jou roeping vir jou opsom? Kan ek ons almal se roeping vir jou opsom in een sin? One sentence. Almal se roeping. You are called to unlock the will of God in other people. Ek en jy is geroep om 'n honger los te maak in ander mense, om hulle eie ontmoeting met Jesus Christus te hê. Dit is wat ons roeping is. En of jy dit nou doen, want kom ek gee julle gou 'n voorbeeld. Alles wat al die mense in die woord van God gedoen het, of dit nou Moses was, of dit nou alles wat hulle gedoen het, die 10 pla, dit was nie om te wys, kyk, hier is ek, Moses, en kyk hoe goed is dit wanneer ek opdaag op die scene, en wanneer ek bid, en wanneer ek, en Elia wat die vuur van die hemel uitgeroep het. It was all for the purpose, so that Israel can see and draw their hearts back to the one that is greater than I.
So alles wat hulle gedoen het, of jy dit nou doen deur om te profeteer, of jy dit doen deur om vir iemand 'n brood te gee, of jy dit doen deur om vir iemand te bid vir genesing, it is all for the purpose of drawing that person closer to Christ. Dit is ons roeping, om die honger in mense op te wek. En dan wil ek gou vinnig dit sê, jy is nie geroep om iets te doen nie, jy is geroep om na iemand toe uit te reik. You are not called to do something, you are called to reach someone. Bear ye one another's burdens. En so met ander woorde, die roeping van God is baie afhanklik van die mense in jou wêreld. Want as jy niemand het nie, vir wie gaan jy bid? Vir wie gaan jy, na wie toe gaan jy uitreik? Vir wie gaan jy getuig? Vir wie gaan jy lei na God toe, as daar niemand in jou wêreld is nie? You are not called to do something, you are called to reach someone. En hoe doen ons dit? We serve the body, we serve one another, deur die vrug van die Gees, deur die gawes van die Gees. Want dis is ook iets wat ek nog vir mense sê, en dan dadelik as ek dit sê, dan rys hulle hare. Hoe kan jy dit sê? Jou roeping kan verander, depending on the burden of the people in your world. Want nou gaan ons deur hierdie seisoen en dan help ek die kerk bou. Want dis wat nou nodig is. Buiten al die ander goeders, maar dan is ek 'n bouer. En dan môre, dan doen ons aanbidding en hulle het 'n drummer nodig, dan is ek 'n musikant. En dan die dag erna is daar iemand wat 'n broodjie nodig het. En dan gaan koop ek vir my broodjie. But in everything that I do, because it's not about me, dis hoekom die woord ook sê, alles wat jy doen, doen tot eer en verheerliking van sy naam. In everything I do, I constantly point, of ek nou profeteer, of ek nou die woord bedien, of ek nou dromme speel, of ek nou die kerk bou, wat ook al, waar ook al en hoe ook al ek die liggaam van Christus dien, I always point to him. En alles wat ek doen, doen ek tot eer en verheerliking vir sy naam. Dit is waarvoor ek en jy geroep is. Maak dit sin? Was dit verkeerd? Of maak dit sin? Voel jy nou 'n bietjie, maar jy verstaan nou 'n bietjie meer. Kan julle ook sien hoekom daar nie so baie detail is? Jy weet, daar's een ding wat ek nie kan verstaan nie, mense wat soos, jy weet, as ek daar is en ek klim soms van die stage af en ek sien daar's 'n noot, dan sê ek, okay, great, dan gaan haal ek die tafels of ek pak stoele uit, en dan kry jy mense wat, nee, ek is evangelis, ek doen nie daai nie. Of ek is 'n profeet, ek doen nie daai nie. Jy moet geroep wees om 'n koninkryk finansierder te wees. Can you see how we add our own? Het die Bybel dit gesê? Het jy al 'n versie gelees waar die Here praat van saai en dan sê hy, wanneer jy 'n koninkryk finansierder is? Of wanneer jou omstandighede dit toelaat? No, because it's not for those, it's for everyone. It's for you and I. Whatever the burden is, will be what you are called to do. And in doing that, in serving, we constantly point to Jesus. En kan ek en jy vandag besef, kind van God, dat ons het 'n verantwoordelikheid, meer as jou verantwoordelikheid om te voorsien, en om werk toe te gaan, en om na jou kinders te kyk, en om seker te maak jou vrou is happy. You have a responsibility to sit at the feet of Jesus. En uit daai plek uit, het ons 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees. En dan uit daai plek uit, het ons, want dan is jy 'n disipel, het ons 'n verantwoordelikheid om ander mense ook disipels te maak. We have a responsibility towards God and then towards people, greater than your responsibility to provide and to do the natural thing. Kom ons sluit ons oë, baie dankie. Dan wil ek ook net sê, as iemand na die tyd wil vorentoe kom vir gebed of wat ook al, die leierskap sal hier wees. Dankie Vader vir die goedheid en die guns. Ek gee net so 'n bietjie stilte dat dit wat jy gehoor het, wat van die Gees afkom vir jou,
laat dit insink. Maak dit 'n realiteit. Want dit is baie maklik om te sê jy glo 'n ding. Ek het die week weer besef. Dit is maklik om te sê ek glo dit. Maar soms die realiteit praat heeltemal in die ander rigting. So maak wat Jesus vanoggend vir jou gesê het, maak dit net gou vinnig vas in jou hart. Want ek weet nie waar julle is nie, maar ek kan definitief groei in dit. Ek wil definitief daai verantwoordelikheid my eie maak. Want ek kry ook daar, waar ek so besig is, dat ek nie altyd intimiteit en tyd uitsit, om by Jesus uit te kom nie. Maar mag hy my help, en mag hy my 'n dieper honger en openbaring van homself gee. Dankie Here vir elkeen wat hier sit vanoggend. Here, dat ons dit wat ons vanoggend gehoor het, sal vat, in ons harte sal bære, en dat U dit aan ons sal kom openbaar. Want Here, ek kan nie iemand help nie. Ek kan nie iemand se lewe of wêreld verander nie. Ek kan ook nie eers naaste by iemand red nie. Dit is alles. En dit sal altyd alles bly. En dit is U. Here, so ek vra vanoggend dat U ons sal help om dit vas te maak in ons harte. Here, en dan wanneer ons dan deur die week uitgaan en ons gaan werk, doordat ons ook sal begin besef, al is jy by die werk, los jy nie Jesus by die huis nie. Vat jy hom saam, dra jy vrug, skyn jy jou lig. Here, mag elkeen wat hier sit vanoggend 'n lig wees, wat skyn na Jesus. Here, wees met ons in ons wandel met U en rig ons op as disippels in U koninkryk. Here, ek bid U hand van beskerming oor elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike Sondag hê. En ongelukkig sien ek julle nie volgende week nie.